Vader van ons Here Jesus, Here, ons kom na U toe en ons kom sit met afwagting, Here, om U woord te hoor. Here, soos wat ons vanoggend gesê het, ons harte is voorberei, die klippe is uitgehaal, die grond is gekrap en geskrap, Here. Ons wag vir die saad van die woord om te val op vrugbare grond vanmôre. Here, gee dat ons sal luister met 'n oor en ons sal aanvaar wat U vir ons sê vanmôre, Here. En laat ons groei in Jesus. Dankie daarvoor. Seën die spreker, Here, laat die woorde wat by sy mond uitkom, van die koele van die hemele aangeraak is, en laat dit in ons hart sal openbaar. In Jesus naam. Amen. Dankie, Wiek. Nou, ons gaan vanoggend 'n bietjie 'n warning ook gee daar buite. En ek wil hê die mense wat televisie kyk, moet dit asseblief rondstuur en vir jou vriende vertel, want kort gebeur hierdie goed, elke jaar 2 of 3 keer gebeur dit, en baie skade word aan die koninkryk van God gedoen. So, vanoggend is nie 'n galbraak nie, maar die wat voor my sit moet hierdie woord vat. My gebed was deur hierdie nag, as ek wakker raak aan mekaar, Here, dat hulle nou sal luister, dat ons nie sal oor hierdie dag getuig dat een gedraai het nie, maar almal. Hoeveel keer gaan hier woord uit, bekeer jou? En dan gaan iemand op vakansie of iets en hy gaan gebruik tik. Hoeveel keer gaan hier woord uit, bekeer jou, en dan gaan iemand te kere oor Jesus en hy preek. En 6 maande daarna gebruik jy weer dwelms. Of drink of iets. En daarom, dit is God se koninkryk wat seer gemaak word. En daarom moet ons oor dit praat vandag. En mag vandag menigte mense hulle harte vir die Here gee. Maar voordat ons beginne, wil ek net sê, jy daar by die huis, of hier, sit op die kantlyn. En dit is maklik om op die kantlyn te sit en te sit te judge. Kom in die geveg in, kom in die game in. Ons kan lekker sê hoe die skeieregter verkeerd is. Maar kom jy raak 'n bietjie een van die spelers. Kom jy begin 'n doen 'n slag evangelisasie. Ek wil vanoggend vir julle sê, Jesus se koms is so voor die deur. Want Satan moet nou gryp. Waaroor ek baie bly is dat Satan hier by ons konsentreer. Dit sê vir my, hier gaan iets aan. Dit sê vir my, hier's 'n warmte, maar hy moenie 'n plek kry nie. En ek maak sommer 'n statement op televisie. Ek sal alles in my vermoë doen om iemand by God te kry, en ek sal alles doen hier by die Miracle Place om 'n vrou te beskerm, om 'n man te beskerm, of as jy jou kind aflaai, al kos dit dat ek my hande moet optel. Ek sê dit stryd. En ek kan vir jou Bybelse voorbeelde gaan haal, waar godsmanne hulle hande opgetel het. Ek sê nie ons gaan mense loop slaan nie. Ek sê, ons gaan nie nonsens vat nie. Hierdie plek is opgebou vir God, en ons gaan hom nie laat val nie. Nou, ek wil net so 'n paar goedjies noem. Ag, ek kan baie goed, ek kan jou in 'n negatiewe tyd inpraat as ek wil. Maar net 'n paar goed, jy besluit soos gisteroggend, ek gaan lekker worship, en dan besluit jy ander ding. Die volgende oomblik hoor jy 'n groot mens van 18 poef onder die stort. Hy weet nie wat is 'n porseleinskooter soos hulle sê, en wat is 'n stort nie. En nie een keer nie, nou sal party kom wat op die kantlyn sit, o die trauma wat die kind het. Ek is so keelvol, amper sê ek iets anders. Vir mense wat van 'n kant af kom, nooit vir God iets doen nie, en dan wil jy vir ons vertel wat om te doen. Raak deel van die game. Jy kan trauma hê as jy sulke goed doen, of jy kan miskien net die maniere hê. Of jy kan aandag trek om huis toe te gaan, of hulle moet jou wegjaag. Trauma is daar, en ons kyk na trauma en ons weet om dit te kyk. Maar as jy vir die 12de keer gesê word, moenie onder die stort poef nie. En jy vat 'n ander man se handdoek en jy vee jou agterend af.
Kom julle daar by die huis, laat jy wat altyd vir my iets te sê het. Laat dit met jou gebeur en ons kyk hoe jy maak. Dis goedjies wat gister gebeur het. Ek word gekontak, hier, van 'n student af. My skoene is gesteel, daai ou wat in die taxi geklim het my skoene gesteel. Ons gaan kry die skoene by die bouer. Die bouer sê hy het hom R200 moes betaal het vir die skoene. Die man is weg met die taxi, hy het weggeloop. Maar hy steel eers voor hy weggeloop. En ek glo nie hy het net skoene gesteel nie. Vanoggend al klaar weer getraai, terugdraai, nee. Maar in elk geval, ek noem net so 'n paar goed wat net gister gebeur het. Mense kom en sê hulle klere is gesteel en dat is gesteel en dit gesteel. Man loop weg, seker die 4de of die 6de keer die maand, ek weet nou nie meer hoeveel keer nie. En die polisie moet hom eers van Sutherland afbring, dan moet hulle hom van Springbok afbring, dan moet hulle hom van Kenhardt afbring. Wil jy vir my sê, dis 'n mannetjie met trauma? Nee, dis 'n mannetjie wat nie maniere het nie, en wat 15 jaar oud is, wat 'n slag omdat die regering met hulle vieslike wette kom, hy moet buk en 'n helse pak kry, dan sal hy maniere hê. Gister bel 'n ou tannie, weer, Rooi is op Telegram het jy dan gesê, jy belê en ek het 20,000 inbetaal. Tannie, oom, hoor my nou finaal. Hoor by God voordat julle geld belê. En julle weet die scammers in Suid-Afrika, omdat hulle my foto gebruik, beteken dit nie, ek belê geld nie, ek belê geen geld nie. Ek het dit nou al op hoeveel platforms gesê. En as jy vir hulle sê nee, dan raak hulle ongeskik. Want hulle wil hulle geld terug hê. Ek is nie 'n scammer en ek sal jou geld teruggee nie, want ek het nie jou geld gevat nie. Daar's mense wat vanoggend kyk ek, 'n ou wat hier in School of Fire die laaste 3 weke mense rondgebel het en geld gevra het vir sy dogtertjie en toe tik gekoop het en help insmokkel het hier. Post iemand op Facebook, my broer, ek bid vir jou. Dis nie jou broer nie, dis 'n disipel van Lucifer. Julle moet 'n slag bykom, Christene. Die vrou wat verkrag is, word vertel, jy het nie jou regte klere aangetree, jy het dit nie, hulle word gegou. Maar die verkragter is fyn. Hier sien ek dit dikwels. Gister weer, hoor ek, was daar 'n divisie. Rooies kan nie dit doen nie. O, maar daai man kan kom insmokkel. Daai man kan ons lorry stamp terwyl hy onder pille is. Daai man kan nonsens aanjag. Die prokureur bel my. Gister, R10,000 asseblief. Lorry het gestamp. Jy het bygestaan, Wimpie. In die parking. Eerste saak wat ek as mediator myself gemediate het. Op die ou en toe kry hulle niks. Wat ek het iets geleer wat ek nie hier kan sê nie. En dan raak almal wat geld skuld skelm. Hy prokureur sê, is jy 'n lawyer? Ek sê nie, ek is 'n lawyer nie. Op die ou end moet die drywer maar betaal. Maar okay, maak nie saak nie. Maar dis fyn. Rooies moet sy mond hou, maar die smokkelaar is fyn. Waar lê jou hart? Waar lê jou siel? Wat is die 100ste skapie? Die 100ste skapie is een wat afgedwaal het en daarna sy gekry word luister. Die 100ste skapie is na hy gevra word, weer pille gaan gebruik, weer smokkel, weer dit doen, weer dit doen, weer dit doen. Dis nie 'n 100ste skapie nie, man. Hy moet geslag word en gebrei word. Ons mense se verstand is van die pad af. Gaan kyk 'n bietjie op Media 24. As 'n wit man in die tronk sit en hulle moet hom nou vrylaat. Ek klim die swartes op. Nee. As 'n swart man moet vrygelaat word, ek klim die wites op. Nee. 'n tyd terug, daai ou, gaan nie sy naam noem nie, wat in die tronk was, wat 'n vrou doodgeskiet het. Hulle sal wragtig sê dat hy vrykom en die vrou wat doodgeskiet is, sy ma moet nou ophou sandik.
ons mense dit wat reg is, verkeerd gemaak en wat verkeerd is reg. Hoor gou hier, want die Here, is die Bybel waar? Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie sy hart onverdeeld op hom is. En dan sê hy, hierin het jy dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorlog teen jou wees. Hoor gou, eers die mense te steun, as eers 'n goeie boodskap. God kyk, jy wat hom dien, hy wil jou bless. God se hand is altyd oop, maar sy oë deurkruis die aarde, nie van die harte wat 10% 'n bietjie Jesus skree nie, die harte wat onverdeeld op hom gerig is. Nie die harte wat in die kerk, halleluja, amen, maar maandag aand is hy soos 'n duikboot Christen, hy verdwyn onder die aarde en hy kom eers weer sondagoggend uit. Onverdeeld, nie nou God dien, wat jy nie nood is, en dan word God weer nie gedien nie. God vra vanoggend, aan wie se kant is jy? Jy moet jouself antwoord. En dan vra die Here 'n ding, ek bid voor ek preek. Entertain jy die sonde of soek jy God? Entertain jy die sonde of soek jy God? En hier is mense wat vanoggend nou baie mooi weer sal sê, hoe sal hulle die Here dien? En oor 2 maande is dit weer 'n ander storie. Daar staan in Hebreërs, dat daar soms 'n tyd kom, dat hulle wat Jesus oor en oor kruisig, dat daar geen, op hierdie aarde, nie na die tyd dood nie, geen redding meer oorbly nie. Dit staan in Hebreërs, hy wat aanhoudend dit weer gaan doen, nagepraat is weer gaan doen, nagepraat is weer gaan doen, nagepraat is weer gaan doen, hy sê vir daardie persoon, bly daar geen redding meer hoor nie. Hoor jy, dis kan die graf, nie ander kan die graf nie, dis kan die graf, moenie net jou blessing versies lees nie. Hierdie Jesus vol van liefde sê, daar sal 'n geween wees, en 'n geknars van die tande. En ek wil sê wat die Callard gesê het, jy wat die tande het, die sal supply word. Hoor gou hier, Jesus, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daardie liefdevol bonde liefde kom by sy mond uit en hy sê, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. In die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament sê in Openbaring 20 vers 15, as dit bevind is jou naam is in die boek van die lewe nie, word jy in die poel van vuur gegooi. Nuwe Testament. 1 Korintiërs 3 vers 16, vir elke roker en elkeen wat hierdie liggaam van God beskadig. Hy sê, as jy daai tempel skade aandoen, sal, dis God wat so sê, ek jou skend. Hoor julle wat, dis Nuwe Testament. God sê, hou aan rook en kry kanker, en ek gaan jou skend, want jy is besig om die tempel. Weet jy wat as jy eintlik besig? Jy's besig om 'n kerkgebou te vat, wat maar menslik is. Jy is regtig eintlik die tempel, nie daai kerkgebou nie, hy is sekondêre tempel. Dis so goed jy kom een aand en jy vat poef, en jy vat suur, en jy vat alles wat lelik is, en jy verf 'n kerk uit met dit. Dis so goed jy kom elke Sondag en gooi soeriets water op die kerk se matte uit. Dis jy wat rook en lewer probleme met jou suiperry veroorsaak, en voor die huwelik seks sit, dis jy wat soeriets water in die kerk kom uitgooi. Dis Nuwe Testament. 1 Korintiërs 3 vers 16. Gister sê ek dit vir 'n ou, toe strip hy hom. Kan jy 100 keer strip, wanneer jy in die vlamme ingaan, sal jy weet daar's 'n ou wat met jou gepraat het. Hier's mense wat nie vir my kom vra, kan ek 'n bietjie meer Bybel lees, kan julle skep 'n ding, laat ons meer God dien nie.
Hier is in die laaste week 3 kom vra, kan ek as 'n roker verklaar? Jou sondaar! Ek verklaar jou as 'n roker. Ek verklaar jou as iemand wat God se tempel skend en ek roep God aan op sy belofte wat gesê het hy sal jou skend. Dit klink so 'n bietjie anders ter die vers. Staan dit in die Bybel? Ja. So ek vra God, hy sê herinner my aan my beloftes. Ek sê Here, U het gesê as hulle die tempel skend, sal U hulle skend. Ek herinner U. Skend hulle. Ja. En nou praat ek nie van die ou wat nou bekeer en nog sukkel nie. Ek praat van die ou wat die waarheid ken en moedswillig is. Ons is nie nou met 'n pas bekeerde besig nie, ons is ook nie met een besig wat nog moet bekeer nie. Ons is met mense besig wat die evangelie ken. As dit mense aan die ander kant in Brasilië wat tog nooit die naam Jesus gehoor het nie, terwyl jy dik gevreet is. En terwyl jy Bybel lees, daarna afsluit in die aand met 'n sigaretjie. Jou sondaar. God gaan jou kry. As jy hierdie boodskap gehoor het, gaan God jou kry. Die Heilige Gees gaan jou vat. Jy sal jou draai nie kry nie. Jy sal bekeer en as jy weier om te bekeer, sal jy dit weet. Daar sit mense, hulle kort die evangelie. Maar jy gee geld uit op twak. Jy gee geld uit op drank. Jy gee geld uit op hoerery. Terwyl die evangelie nie 'n traktaatjie kan koop nie, nie 'n traktaatjie kan druk nie, nie 'n Bybel kan koop nie. Hierdie mense wat so rook, net uit hulle rookgeld uit, kan hulle 10, 20 Bybels 'n maand koop. Jou duiwel! So jy sê jy die Here lief, maar jy koop liewerster 30 pakkies sigarette as wat jy Bybels koop. Jy lieg man, jy dien Lucifer. Hoe kan jy sê jy het die Here lief terwyl jy nie Bybels ondersteun nie, maar sigarette? Het jy die woord? Hoe kan jy sê 'n bottel brandewyn koop wat equal is aan 'n mooi Bybel, die geld? En jy koop 10 'n maand, maar jy koop nooit 'n Bybel nie. As party wat hulle so sis, hy syp, hy rook en dan koop hy Bybels. Dit sal ook nie werk nie. Kom ons gaan. Hosea 9 vers 7 tot 9. Ek wil gou vir jou iets lees. Hoor 'n bietjie wat sê Hosea 9 vers 7 tot 9 vir al hierdie mense wat sê hy is mal as hy so aangaan. Ek kom vra God vanoggend mos dit. Kyk 'n bietjie wat gee hy. Hy sê, kan julle aandag gee hier asseblief. Hosea 9 vers 7 tot 9. Die tyd het gekom om die boete te betaal. God praat. Die tyd is hier om die skuld wat hulle gemaak het bymekaar te tel. Hoeveel keer jy na die naitjie toe geloop het, God count dit nou. Hoeveel keer jy sigarette gaan koop het, God count dit nou. Hoeveel keer jy drank gaan koop het, God count dit nou. Hy sê die boete moet nou betaal word. Hy sê ek tel dit bymekaar nou. Dis God wat hier praat, nie Roy Strausie. Hoor gou mooi. Hy sê, julle sê die man van God se boodskap, wat die God se boodskap bring, is mal. Ek bid dit vanoggend, ek sê Here, ek hoor gister weer toe hulle voer maak na die onder onsie, toe vat hulle weer daai kant. Dis mense wat sê die wat die boodskap bring is mal. Hoor wat sê God my. Hy selfde man wat gister weg is, het gisteroggend 'n boodskap van die Here vir my gebring. Waar hy gesê het, God het gesê, hierdie keer sal jy nie voor Roy staan nie. Hierdie keer gaan jy voor my staan. Dis voor dinge gebeur het. God se gees. Julle sê die man wie God se gees is. Wag, julle sê die man in wie God se gees is stapel gek. Julle sê so omdat julle sonde so groot is. Hier lees ek, Hosea. Julle sê dit omdat julle sonde so groot is.
Julle voel skuldig. Dit is hoekom julle met hom wil beklei, as hy met julle praat. So 'n bietjie aan, waar die boodskapper ook al gaan, kyk hulle heeltyd of hy nie miskien iets verkeerd doen nie. Hallo? Hulle kyk nie of die sondaar wat hy aanspreek iets verkeerd doen. Hulle kyk wanneer maak hy 'n fout, rooi is. Die boodskapdraer op Facebook. Hulle kyk, dis alwaar hulle oë uit is. Is dit nie mooi gestel nie? Waar die boodskapper ook al gaan, kyk hulle heeltyd of hy nie miskien iets verkeerd doen nie. As jy kyk, ek doen baie verkeerd. So kom vra my, so my help ek jou. Die boodskapper, selfs waar daar vir die Here geoffer word, dis nou kerkdiens gehou word, hou hulle aan om hom soos 'n vyand te behandel. Nou sê God, hy sal hulle vir elke sonde straf. Ek het vanoggend vir jou nuus, hy sê hier, hy count jou sonde. Hy het 'n goddelike calculator. Jou seksgedagte count hy. Jou pornkykery wat jy dink ons weet nie van u, count God. Hy is besig om op te tel. Ek het vir jou nuus. As net een ding wat daai calculator se groot getal van sonde kan uitwis. Nie van ek is lief vir Jesus, dit wis hom nie uit nie. Ek gaan kerk toe, dit wis hom nie uit nie. Ek gee 10de, dit wis nie hom uit nie. Jou sonde is nog daar. Wanneer jy met berou op jou knieë gaan en bely, dan gaan die calculator blank. Wanneer die bloed van Jesus inbeweeg. Maar nie wanneer jy kom bely, ag Here help my, maar jy in jou een kop. Onverdeeld is jou hart klaar weer, hy's verdeel. Ek gaan nog tik gebruik. Jou calculator getal bly daar. Ons gaan aan. Amper klaar. Net hier oopmaak. Ek is nou al. Nog 'n ding. Ek het dit hoeveel keer al gesê. Wanneer jy seer kry en jy noem jouself kind van God, dan moet jy na Jesus toe hardloop. Iemand wat seer kry, hardloop Bybel toe en lees. Iemand wat seer kry, gaan worship. Hierdie wat sigaret toe hardloop, drank toe hardloop, want ek het seer gekry, jy's van die duiwel. Ek wil dit eers vandag weer verduidelik. Die ore oorsien ek in hierdie mensdom. As hy kwaad raak vir iemand, hardloop hy tik toe. As hy kwaad raak vir iemand, hardloop hy drank toe. As hy kwaad raak vir iemand, hardloop hy 'n man na 'n ander hoer toe. Of 'n vrou hardloop na 'n ander man toe. In plaas van as jy seer kry, hardloop na God toe. Hier staan God en kyk hoe hardloop hy weg. Ek vra hulle gister, want hier is mos 'n rookboom, as jy gaan rook en Jesus staan daaronder. En almal sê, ons sal na Jesus toe gaan. Jy lieg. Jesus is elke dag hier en jy loop rookboom toe. So waar gaan jy na Jesus toe? Jy lieg man, mense dink hulle woordjies, laat jou woorde dade raak. Kom 'n slag reg. En jy wat sê, hou net op raas, want jy's vol sonde, daarom wil jy ek moet ophou raas. Jesaja 58 vers 1 sê, roep uit jou keel uit en hou nie terug nie, en verkondig aan my hierdie volk hulle oortredinge, en vir jou ook, dat jou ore kou opgaan. So sit daar af die TV en loop. Waarvoor wil jy luister na een wat raas? Want jy wil weet wat hier aangaan. Jou siel roep uit. Hoor gou mooi. Ons is in 'n oorlog in hierdie bediening. Ons is nie hier vir koek en tee nie. Daai tye is ook daar. Ons het rommes geëet Saterdag. Maar hoor gou mooi. Ek en jy word nie opgelei vir pastore om die hele dag te koek en tee by mense nie. Ons is nie die pastore wat in die Spur sit en almal daar sien nie. Af en toe ja. Ons is daar waar die tekkie die teer slaan. Daar's verlorenes daar buite, hulle moet gehaal word. Daar sit 'n man van ons, ek gaan nie nou name noem omdat ek hier besig is, wat in die koerant was die week. Van 'n vuil goed wat homself 'n profeet noem. Hy sê 'n profeet die man, hy's van die duiwel. Maar julle moet hom nou julle broer noem, hoor. Julle moet daai een wat my broer, daar sit my broer, wat my broer verkrag het. 'n sogenaamde profeet.
Toe, julle wil mos die sondebroer. Gaan na hom toe omhels, die gay gemors, verkragter. En dan noem jy hom jou broer. Jy moet nou 'n slag besluit, wil jy God dien, of wil jy jou sondebroer dien? Vuil goed. Ek praat so, ja. Iemand wat nie by God is vuil goed. As jy by God kom, is jy mooi. Hoor gou mooi. O, hy oordeel. Jy sal binnekort voor God staan, dat sien jy wat se oordeel. Ek is nou hier om te waarsku en uit te roep, en menigte gaan bekeer. Ek dank God, menigte, duisende gaan bekeer op hierdie boodskap. So jy hoef nie as jy nie wil hê, omdat God so baie vir ons omgee, sorg hy dat ons almal elke dag kan leef en rondbeweeg. Ons bestaan slegs omdat hy dit so wil. Het jy al mooi gedink dat God kan iemand anders geskep het wat sy naam Janie is? God kan iemand anders wat Henry is? Iemand anders wat Ottie is? Ander een wat Silje is? Het jy al gedink hoe special is jy, dat jy gemaak is? En nou gaan jy, en jy koop vir jou pakkie sigarette of tik, of 'n kondoom, en jy gaan gee God 'n klap in die gesig. Dankie dat jy my gemaak het, ek sal vir Lucifer dien. Is dit nie so nie? Handelinge 18, vers 9 en 10. Intussen het Silas en Timotheus uit Macedonië na Korinthe gegaan. Hulle het Paulus raak geloop, waar hy hard besig was om die Jode te probeer oortuig dat Jesus die Messias is. Die meeste van hulle het Paulus se boodskap verwerp. Elke keer as jy nou gaan rook na hierdie ding, dan verwerp jy God se boodskap van vanoggend. Klaar, ek gaan nie met jou eers praat daaroor, jy met jou daad verwerp God se boodskap. As jy vandag opklim, en jy's agter my rug met iets besig wat van die duiwel is, jy verwerp hierdie boodskap, en dan tree in, dat daar nie meer vir hierdie sonde offer is nie. Ek weet daar's ander verse ook, maar daai vers, stop om aan mekaar vir mense te sê, jy kan maar val, dit gaan oor die opstaan. Dit is waar. Maar nêrens sê God, jy kan 1000 keer val, en dan staan jy op nie. Nêrens. Stop om sulke lamsappige praatjies met mense te praat. Stop om vir mense te sê, jy sal niks oorkom oor jou rokery nie, jy ruik maar net of jy die hel uitkom. Stop om die evangelie af te water. Stop om vir sendlinge te sê, jy hoef nie te praat nie, jy moet net lewe soos Christus. Dis waarheid, ons moet lewe soos Christus. God het nêrens gesê, gaan na 'n ander land toe en bly 10 jaar, en vreet jou elke dag lekker in die coffee shops, en ontvang sending geld, en noem jouself 'n sending, maar jy praat nooit nie. Strooi man, sendelinge wat hier luister, julle moet julle luigheid stop. Het gister 'n ding gepost. Tot Facebook blok hom, en wil hom nie boost nie. Dat ek 'n billboard maak. Vote for me, I am lazy. Ek kyk, gister die 2 Christenpartye. En met 'n hartseer moet ek sê, die een wat ek help stig het. Ek is nie daar nie, so. Ek het hard geprobeer om alles in die gang te hou. Ek is nie daar nie, soos my skuld nie. Vandag, 29ste, is presies 'n maand laas wat hulle iets op Puits geplaas het. As jy wil 'n politieke party wees vir Christus, dan gebeur elke dag nonsens in hierdie land. Dan moet jy iets plaas. Dis hoekom ek gepost het. Vote for me, I'm lazy. Hoekom is party Christene so lui? Jy kan jou nie inwerk in die hemel, ek is reg. Daar sê ou weer laasweek, Rooies wil hê julle met evangelisasie. Maar jy kan jou nie inwerk in die hemel nie. Luister hier, wanneer jy gered is, wil jy dit doen. Toe ek vir Stella ontmoet, toe wil ek na haar kat omsien. Toe ek haar ontmoet, toe wil ek vir haar koffie maak. Ek wil die lewe vir haar goed maak. As jy 'n gal het of 'n ou wat jy wil vir hulle goed wees, hoeveel te meer nie vir God nie. Ek wil doen wat hy sê. En luister jy, as jy nie hou van die boodskap, jy loop weg hierna. En verwerp hierdie boodskap. En hoor gou mooi.
Die meeste van hulle het Paulus se boodskap verwerp. Die meeste. Nie sommige nie, die meeste. Teleurgesteld het hy toe opgestaan. Ons predikers raak teleurgesteld. En daarvoor almal die stof uit sy klere geskit. Ek het gister so voor 'n man gestaan. Skat ek die stof van my voete af. En ek sê, die Bybel sê, dit sal verdraagliker wees vir Sodom en Gomorra, waar vuur en swaal was, as vir jou by die oordeel. Behalwe, hy kry weer 'n kans, as hy opstaan, kry hy 'n kans. Maar hy het 'n kans gehad, 4 weke terug, 3 weke terug, toe gaan hy, en toe hy daar aankom, toe koop hy R1000 se pille. Want die Christene support hom, wat nie dink nie, en wat nie onderskeid het nie. Voor laas jaar, 'n man ry saam met my 5 maande, in 'n bus, hy het tot vandag nie eers jammer gesê nie. En hy maak oor die R300,000 se geld. En die Here veroorsaak, dat ek in Boksburg, by iemand se huis is, toe hy soontoe bel, en ek tel op. Toe bel hy weer om geld te bel by daai persoon. Moenie as jy weggaan op skool of fire se naam geld bel nie. En die mense wat gee, moenie my agterna bel nie, bel my voor die tyd. En dan vra jy vir my, is hierdie een by jou, en dat ek sal jou die waarheid sê. Maar moenie vir my na die tyd bel en sê jy het geld gegee nie. Dan gaan ek vir jou sê, jy het nie 'n binnekamerverhouding nie. Ok, dit is so. Hierdie Christene, wat vir die DA stem, vir die ANC stem, vir sekulêre politieke partye stem, hulle het nie 'n binnekamerverhouding met God nie. Hoe kan jy vir 'n abortieparty stem? Hierdie mense wat net so, hulle gaan belê en belê en belê, hulle het nie 'n binnekamerverhouding met God nie. Hoor gou, ons mag belê, hoor gou mooi. En ons almal kom goed oor, ek het 'n dag, ek kom vertel julle wat het met my gebeur. Dis omtrent 25 jaar terug. Toe het ek nog die R10,000 so gesien. En ek sit in my huis, en ek kry 'n SMS daai tyd. Daai tyd was daar die scam SMS'e in goed sommer. En hulle sê daar's 'n beleggings, kos 25 sent 'n aandeel. As jy nou R10,000 insit, jy binnekort 40, okay, is ek reg dat ek 40,000 aandele, so iets, nee, 4 maal, ja. Frikkie Skutte sit by my in die huis. Ek sê, Frikkie, ek gaan nou bid, want ek het nog nooit R10,000% gekry. En as ek daai moet belê gaan, want ek wil dit vir die Here doen. So ek verstaan ook nie party goed nie. En ek bid. 'n halfuur daarna bel Werner, 'n ou se broer my en sê, Roos, ek wil jou R10,000 gee. Maak met dit wat jy wil. Dis daarom groen ligte, dis daarom bevestigend, ek sit dit in en dis 'n skem. Ek vra julle, ek het die Here gevra, die naaste wat ek aan die antwoord kom is, ek het met die ou gedeel, verlang en die ou het later bekeer. Moontlik het God daai R10,000 min geag, en daai ouetjie het toe op die ou en die Here aangeneem, wat so loop 'n scam het, of gelieg het vir die mense. Ek dink maar, dis dit. God het dit gebruik vir dit. Maar is dit nie daarom, dis naby. Dis naby. Moenie dink jy kry sommer net 'n skriffie, toe ek volgende hierdie kry, en ek sluit af daarna, maar daaroor gaan ek namiddag bid. Daaroor gaan ek bid. En Paulus sê, as julle verlore gaan, na hy sy stof uitgeskit, is dit net julle eie skuld. Julle bloed is van nou af op julle eie koppe. En ek spreek dit ook vandag in Jesus naam. As jy hierdie boodskap geluister het, is die bloed nou op jou eie kop. En hoor wat sê, ek het gedoen wat God van my verwag. Ek het vir julle die volle waarheid oor hom vertel. Nou gaan ek na die heidene toe, om met hulle oor Jesus te praat. Ek sal by die Here hoor wat sê hy vir my daar, want ek smeek hom al lank, dat ek wil klaar wees met drugs. Iemand moet sulke mense help. Paulus loop daar weg, hy sê ek is klaar nou met julle. Nou sal ek na heidene toe gaan. Ek sal na ander toe gaan. En almal wat weet die laaste 2 weke het ek gesê wat het die Here op my hart. Mannetjies wat sit, en ek wil dit sommer nou sê, en ek sluit daarmee af.
Ons het 'n geneigtheid en ek het dit hierdie week en laasweek getoets onder my studente. As ek sê hier kom 'n ouetjie aan en hy kan nie met 'n tang werk nie of hy kan nie 'n sleutel draai, 'n spanner nie. En jy is goed met jou hande. Wat sê ons gewoonlik? Jy sê hy is aan slap. Jy sê maar hy is sleg. Gee graaf vir die ou, ek het hoeveel mal dit hier gesien. As hy sukkel, party ons het onderste bo gespit, party teen die kant, dan sê die ouens, hy's aan sleg en ek was self een in die begin, lank terug, het gesê hy's aan sleg. Ek vat vir Fredo, sorry, ek stel jou nou in die lig. Fredo kom terwyl ek hierdie meeting en onder die Witgatboom met die manne kom, want die Here deel met my iets wat gaan kom. En ek sê Fredo, as iemand nie met 'n tang kan werk nie, iemand kan nie met 'n graaf werk, wat sê? Fredo sê hy slap, hy is sleg. Ek sê wow. Ons almal sê so. Wat van daai kinders wat sit in Johannesburg in 'n woonstel, daar's nie eers gras nie. Hy groei op 20 jaar daarvoor hy gaan werk. Hy ken YouTube en hy ken eenmal 'n kwartaal of 'n jaar gaan hulle dieretuin toe of na 'n park toe. Kan ons sê daai kind is sleg? Moet sy pa nou vir hom 'n toolbox koop en 'n tang en hy moet daar voor YouTube met die tang sit te speel? Ons sê verkeerd. Hy kind is nie sleg nie. Sy omstandigheid het hom nie laat groot raak dat hy met 'n tang kan werk nie. Ons moet besop wat ons sê. Omdat ek kan swys, beteken nie omdat die ander ou nie kan swys hy is sleg nie. Ek like hom vir Strystyrion as voorbeeld te noem en toe sê sy pa die week, my kind kan met 'n tang werk. Hy het jou geleer sê. Nou ek like dit. Maar hoor gou mooi, ek like om vir Strys te gebruik. Strys sien ons die draadkamp hier sommer nie. Seker daar by sy huis kamp hy 'n bietjie, maar ons sien hom nie, né? En daar was 'n tyd, ek dink jy sal nog onthou, dat mense altyd hier gekom het en vir jy en Andres gejudge het in die kantoor daaronder. Mense het openlik hier geloop. Daai, toe maar, name nou mee, is nou dood. Dan het hulle goed gesê, daai man sit net daar. Ek sê weer vandag en ek weet Strys wil dit hoor hy en hy hoef dit nie te hoor, ek kan sy ore toe druk. Hierdie bediening tans is daai man wat agter 'n lesenaar sit en editing doen en ons op die map bring. Dis hoekom jy hier sit, want iemand het op TV ons gesien. Dis die Rooies wat so preekie. Rooies kan nie eers mooi preekie, hoor hoe raas hy. Dis iemand wat bereid is om na Rooies se geskreeuery te luister terwyl hy edit en seker menigmaal te sê. Ek weet sy kan my deur sy gesig druk. Maar hoor gou mooi. Dis hoekom ons op die map is. 'n Man wat hier aangekom het en nie met 'n tang, ek sê nou nie kan nie met tang, wat nie met tang werk. So ek wil vandag sê, my nommer is nou op die skerm. Dan gaan seker 'n bietjie musiek speel. Dis wat so lekker is. Ek vertel vir die editor, hy gaan nou musiek speel, ou wat met 'n tang. Nee, ek doen nie was ek musiek. Maar okay. As jy 'n kind het wat werklik net 'n jaar wil gee, noem met 'n volunteer as jy my bel. Ek sal dit vir jou baie goedkoop maak. Wat net wil 'n kind stuur en te sê my kind is nie op dwelms, moenie soos die laaste 3 gemaak het. Vir my vertel as volunteers toe hulle onder tikkie. Moenie kom liegie. Jou kind moenie onder dwelms wees nie. As jy wil hê jou kind moet hierna toe kom, ons moet hom 'n bietjie oprei in draad. Hy gaan dan nou kom werk. Bietjie krokodilboerdery, bietjie Turksvy boerdery. Ek het nou gehoor as jy 2000 bome het, as jy in KwaZulu-Natal 'n megaboer en ons het 7530. Ons is sommer 'n groot megaboer Turksvy. Ja, daar's sy. Gee my 'n hande klap. En toe kom daar 'n ou wat sê, jy moet daai klomp wat so hard gewerk het vir hulle dankie sê, nie vir die Here nie. Ek julle sy konteks. Toe sê ek, hulle kry hom so af en toe 'n twisa. Okay. Terwyl hulle opbou vir Rooies, hierdie megaboer Turksvy, wat Rooies die geld so in sy sak gaan druk. Toe maar, maybe someday you know me. En dan kom jy agter. Maar moenie die goedjies by my begrafnis sê nie, sê dit maar voor die tyd. Maar okay, hoor gou mooi. En dan Saar, jy moet een ding weet. Moenie dink jy gaan elke jaar geskilde koue Turksvy kry nie.
ek het nie die tyd om vir jou te please nie. Jy moet maar daai valstandetjies van jou insit, en jy moet self skil en 'n bietjie ook koud maak. Maar okay, ag, jy's ou dierbare ou mens, ek sal maar vir jou so gee, moet net nie verstop nie. Els kan nog nie ook met dit sit nie. Asseblief, Tannie, anti-Saar. Okay, luister hierso. So wat ons wil doen, my nommer is op die skerm. Mense wat sê, ek wil 6 maande my kind stuur of 'n jaar stuur. Hy sê op dwelm sê, ek gaan hom eerste maand net op geestelike goed sit. Daarna leer ons hom met die tang. Maar jy moet my bel en sê, hierdie kind is vir dit. Want hier kom almal. Moenie laat ek na 3 maande uit van, hy sê op takkie, hy is op die tang. Maar jy sê my nie, so bel my, en ons werk 'n program uit. Ek sit met capable mense hier wat kan swys, wat hom gaan leer. Ons gaan nou nie rooi seels gee nie, maar ek gaan hom vir jou leer, dat hy kan met 'n graaf werk. En ek wil afsluit, Ryan, kom nie. O, jy sit wragtig met 'n mis op jou kop. Maar okay, ek sien nou eers. Kom maar, met die mis. Kyk hoe hierdie man. Hy sê 'n vuil agterentie. Hy's 'n man wat werk. En hy's altyd bereid om te getuig. Toe jy hoe lank terug hier kom? Hoe lank terug? Jaar en 'n half. Kon jy met 'n graaf werk? Ja. Ek vra hom deur die week, waar het jy gebly? Kon jy met 'n graaf werk? Hy sê nee, ek kon nie met 'n graaf daar werk nie. Ek kan nie met 'n tang daar werk nie. Dit maak hom ons nie sleg nie. Hy het nie daai omstandigheid gehad. Het jy met 'n tang gewerk? Nee, ja. Het jy geweet hoe lyk 'n tang? Ja, ten minste. Het julle karre in die agterplaas gehad wat julle Sondag namiddag gaan? Nee, ja. O, okay, so jy het ook die spenners gehad. Ons het spanners gehad, maar ons het nie karre gewim nie. Nou wat het jy met die spenners gemaak? Boutjies vasgedraai. Soos as 'n wasmasjienkie gewas, dan sal die boutrots gedraai, net vasmaak. 'n Wasmasjientjie. Hoor gou hier, dis alwaar iemand in die stad partykeer blootgestel word, 'n wasmasjien of vir iets. Mense, kom ons change 'n bietjie ons mind daaroor. Ek het 'n hart om hierdie kinders te help. Ek gaan nou julle net nog 3 minute besig hou met my tweede hart. Ek wil hê die Here moet my help wegstap, as hy so goed dink. Maar ek weet nie. Ek sal oor 30 jaar op my sterfbed gebel word, my kind is op tik help. Okay, jy's nou 'n jaar en 'n half, kan jy nou met 'n graaf werk? Ja, ongelukkig, yes. Luister hierso, hierdie ouetjie, gister toe praat ons, ek dink is MJ wat gesê het. Hy sê, oom, as hierdie ou inskop, moet jy kyk hoe hard werk hy. Nou, ek wil net vir julle sê, dis wat ek wil bereik. 'n Ouetjie wat nie kan werk en hy werk, en hy gaan terug. Al gaan hy dan nou 'n rekenmeester word of wat? Kan julle, kyk, rekenmeesters kan ook nie met hulle hande werk nie. Het nou, vir die wat nie sien nie, die rekenmeester het nou kom instap, Frans, dis hoekom ek dit nou sê. Hulle ken net van hoenderskos gee en dan agter die computer sit. Hulle ken nie van swys, nee, ek spot net, ek maak net 'n grap. Maar okay, so ek wil vandag vir julle sê, ek het 'n hart, my nommer is op die skerm, bel my direk, en bespreek ons jou kind, en dan sê ek vir jou, wat kan ons doen, en stuur jou kind. Dan die tweede ding, dankie, Ryan. Oei, hy kan nou wel ook al. Dan, mense kan my sommer bel 'n bietjie, wat sê, Rooies, ek kort 'n welder permanent op my plaas. Moet nou nie bel net 2 maande of 3 nie. En moet my nie bel as jy Vrydag gebier gaan saam met hom drinkie. Asseblief, ek soek nie 'n duiwel wat hierdie manne wat ons oplei, dan wil kom vat en hulle erger maak as jy al. Maar as jy 'n man is wat wedergebore is, jy het 'n plaas of jy het 'n besigheid, bel my nommer is op die skerm en sê, Rooies, ek soek 'n ouetjie wat kan swys, wat kan werk met 'n draadtang of wat kan editing doen, of ons het baie van hulle wat dit kan doen, ek wil dit. Dan bespreek ek en jy, en dan het hierdie ou 'n toekoms in 'n lewe. So dit is die ander ding. En dan my derde ding, bid vir my. Ek het 'n hart my hele lewe lank nog vir arme mense. Maar as jy uitreik, as ek nou sê, ek wil begin om 5 arme mense, ek praat van arme mense, nie wat op straat bly nie. Praat nie van oudties nie, hulle sal ons hanteer. Praat van 'n man en 'n vrou, wat 'n kind of 2 het, en die kinders kan nie skool gaan nie, en die kinders, ek wil sulke mense hier begin huisves.
Maar hoor gou mooi as ek dit nou sê, op hierdie ding gaan ek oproepe kry, oor die 500. En die hartseer gaan wees, dis kansvatters die meeste. Ek soek daai wat werklik, ek het hierdie week 'n dogtertjie gesien, wat saam met 'n pa op straat sit. Ma wat dood is, dink ek, aan kanker. En hy is by sy werk weggejaag. Of nie weggejaag nie, hulle moes hom aflê. Ek soek sulke erge gevalle. Hulle moet nie permanent kom en om 3 maande hier wees, dan moet daar vir hulle werkie wees op 'n plek. Dat hulle kan aangaan. Ons moet hom nie vir 10 jaar kos gee nie. Hy moet net kom weer mense raak en gaan. Dink 'n bietjie daaraan. Ons land sit nou vol met sulke mense. Kom ek en jy gaan help hulle. Ek weet nie hoe nie. Ek het die behuising nog daarvoor nie. Ek het die week gedink, is die eerste wat ek agterkom, want ek gaan hulle interview voor die tyd. Agterkom, dan gaan ek, want ons het al te veel snaakse goed oorgekom. En dan wil ek net sê, julle wat my bel en sê, die Here sê, julle moet hier na toe kom en hier kom bly en 'n sendeling hier wees. Die Here gaan nie na 3 maande weer vir jou anders te sê nie. Ons maak ons oor toe. Vader, daar by die huis en hier. Ek weet nie, moet ek 'n uitnodiging maak, Here. Want baie gaan nou met emosie belaai, ja, ek bekeer nou. Maar nou net, dan stap hulle rookbom. Net gaan krap hulle u om. Ek gaan nie uitnodiging maak, ek was van plan om uitnodiging te maak. Ek wil almal met olie gesalf het ook. Ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan jou vra, ons gaan nou afwees, almal, tot 3. Jy gaan soek vir jou 'n spot. Jy daar by die huis ook, jy gaan vat jou Bybel. Jy hoef ook nie. Hoor gemooi, hierdie is nie verpligtend nie. Jy kan net gaan sit op die krokshop. Jy kan maar net gaan doen wat jy wil. Jy kan rondloop, jy kan gaan rook, jy kan gaan suip, jy kan doen net wat jy wil. Natuurlik as jy suip, weet jy kom nie by die hek terug nie. Maar hoor gou mooi. Want as jy voel, jy wil met God ernstig raak. Vat jou Bybel en soek vir jou 'n plek hier op die terrein. Moenie 'n plek soek waar Royus jou kan sien as hy met sy motorfiets verbykom nie. As ek jou nou sien, is dit fyn. Maar moenie doelbewus gaan oopsit met jou Bybel, die fariseer. Moenie Royus impres nie. Is net nie genoeg binnekamers, anders kan jy land toe gaan. Maar gaan soek vir jou 'n plek en soek jy God se aangesig. Jy kan, en as jy hom wil aanneem en sê, ek wil u kies vandag. En as jy wil hê, hy moet die calculator skoonvee van jou sonde. Roep hom aan en bely jou sonde. In Jesus naam. Jy ook daar by die huis. In Jesus naam. Amen. I must have prayed 1,000 times for my fears to be relieved. I laid awake 1,000 nights